Hallo geliefdes, vir die wat my nie ken nie, ek is Karen en hierdie is Mag soos 'n wildsbok. Vir 'n rukkie nou het julle my nie gesien nie. Ek het bietjie deur drama en trauma en trane en probleme gegaan. Nie noodwendig omdat ek deur dit wou gaan nie, maar omdat die Here my deur 'n seisoen gevat het van goed wat ek moes leer. Ek het so 'n paar maande terug het ek 'n woord ontvang van 'n profeet wat vir my so bietjie in 'n ander rigting gevat het as wat ek verwag het ek gaan. Daar was baie openbaringe gewees, goeters wat ek oor gewonder het wat ek nooit verstaan het nie, maar uit dit alles uit het ek baie diep gedink met die Here gesit om te verstaan wat se rigting my lewe gaan. En vir die mense wat my nie ken nie, ek is meeste van die tyd as ek stil, maar ek is nie platgeval op my mond nie. Ek hou daarvan om my sê te sê wanneer ek dink ek moet dit sê. En altyd, partykeer is dit nie wanneer jy moet praat nie, kom ons sê so. So ek was vir 'n paar maande bietjie siek ook gewees. My stem was nie lekker nie. Dis hoekom julle nie eintlik lang boodskappe gekry het nie. Meeste van die tyd kon ek net iets kort rekord dit want ek het vreeslik gehoes. Ek het seker vir 'n goeie 3 maande net aan een gehoes wat die hoes nie wou weggaan nie. En elke keer as ek begin praat het, dan het my stem weggegaan of gekraak of ek kon net nie die woorde uitkry nie. So dit was bietjie ongemaklik geweest. So dis nie dat ek niks gehad het om te sê het nie. Dit was net nie vir my so moontlik nie. En nou as ek terugdink daaroor, besef ek die Here wil ons in stiltye invat, want hy wil die center of attention wees. Dit moenie oor ons gaan of ons behoeftes nie. En ons sê baie keer van Here, hoekom praat U nie met my nie? Hoekom hoor ek nie U stem nie? Maar is jy eintlik stil? Is jy stil? Bly jy stil dat hy eintlik kan praat? Is dit sy beurt om te praat? Of babbel jy net aan en daar's nie 'n kans vir hom om te praat nie? So ek was deur so 'n seisoen gewees. Wat hy my letterlik stil gemaak het dat ek nie kan praat nie. Maar deur dit alles het ek besef, ons wil so graag hê mense moet ons hoor. As die Here iets met ons deel, ons wil hê mense moet ons hoor. En op die einde van die dag, almal gaan nie na jou luister nie. Al het jy 'n boodskap wat jy vir iemand moet gee, sê dit. As dit op jou hart is dat die Here dit op jou hart lê dat jy moet gaan spreek, dan sê dit. Maar moenie die aanstoot neem as hulle nie wil hoor nie. Want ons lees tog in die skrif. Kom ons gaan na Matteus 10 vers 14 toe. As hulle nie julle wil ontvang of wil luister na wat julle sê nie, gaan uit daardie huis of dorp uit en skud die stof van julle voete af. Nou dis partykeer moeilik. Kom ons wees eerlik, dis vir ons almal moeilik, want jy wil gehoor word. Jy wil waardeer word. Jy wil betekenis hê in mense se lewens. En dit gaan nie altyd so werk nie. Die Here stuur jou dalk daai dag om vir iemand 'n woord te gee. Maar as hulle nie wil hoor nie, dan sê die skrif, skud die stof van julle voete af en beweeg aan. Want op die einde van die dag, ons kan nie ons tyd aanhou mors met dieselfde mense wat nie wil hoor nie. Partykeer is dit net, hulle moet dit hoor, God sal die werk verder doen. Maar ons as mense is geneig om te dink, dis ons wat die werk moet doen. Doen net wat die Here van jou verwag, of doen wat hy vir jou sê om te doen. Nie meer is dit nie. Op die einde van die dag, die Heilige Gees sal die werk verder doen. En dis iets wat ek ook moes al geleer het. En dit is vir my 'n harde les om te leer, want jy wil mense help. Jy wil hê hulle moet verstaan wat jy verstaan. En almal is nie op dieselfde vlak nie. Al wat jy kan doen, is om die saadjie te plant en die Heilige Gees te los om die werk verder te doen. So, vandag se boodskap is, doen wat die Here van jou verwag, want dit is die regte ding om te doen. Maar as hy vir jou sê, dis 'n tyd van stilte, dan bly stil. Maar moenie sê, maar Here, ek kan, maar Here, ek gaan, of maar Here, hulle het my nodig. Hoeveel keer sê ons nie dat iemand het ons nodig, en eintlik het hulle ons nie nodig nie. Ons het die Here nodig, ja, en hy het ons nodig, want ons is deel van een liggaam. Ons is deel van sy koninkryk. Wat 'n wonderlike plek is dit nie om in te wees nie. Maar ons is so geneig om te sê, maar Here, ek moet hier bly, want hulle het my nodig. Die Here het jou nodig. Die Here het nodig dat jy uitgaan na die sendingveld toe, dat jy uitgaan na die oesveld toe en ander saad gaan plant, meer saad gaan plant. Die gedagte het so 'n paar maande terug by my opgekom en toe sit en dink ek oor die oesveld. Ons sê altyd
die oesveld is so groot en die oes moet inkom, maar die werkers is so min. Nou, hoekom gemaak ons nie meer werkers nie? Wat is die enigiemand wat al op die plaas gewerk het sal weet? Wanneer dit oestyd is, het jy ekstra mense op die plaas wat kom oes, want anders te kom jy nie deur dit nie, anders te gaan van die vrugte verlore, of die groente gaan verlore, of goed word nie gedoen nie. So as dit oestyd is, moet daar meer werkers inkom om die oes te hanteer. En ek dink dis die fout wat ons baie van ons maak. Nou gaan ons weer van topic af, maar kom ons praat daaroor. Terwyl die gedagte nou opkom. Deel van die gesprek wat die Here met my gehad het oor die oestyd, het ons gepraat van hoe baie mense het unieke talente, maar hulle wil dit nie deel met mense nie. Daar's mense wat geroep is om te profeteer. Daar's mense wat geroep is om skrifleringe te gee, maar as gevolg van seer wat hulle by ander mense gekry het, is hulle bang om dit te deel met ander, dan steek hulle dit weg. En geen geskenk is gemaak om weggesteek te word nie, dis gemaak om gebruik te word. En deel van die ding met die oesveld, hoe die oesveld groter gemaak word, is wanneer ons talente en ons gawes deel met mense. Ons moet gebruik wat die Here vir ons gegee het. Want as ons dit nie gebruik nie, wat maak ons met dit? Dan is dit soos 'n deurstopper wat net daar staan, maar jy het nie 'n deur nie. Ons nie 'n deur wat oopgehou moet word nie, maar jy het 'n deurstopper. Gaan kry 'n deur, laat jou deurstopper kan werk. Gebruik wat die Here jou gegee het en maak dit meer. Die Engels sê dit altyd so mooi. Impart to others what you have. So dit wat jy het, deel dit met ander. Dis nie net 'n kwessie van gebruik jou talent en preek vir mense nie. Bid vir daai persoon. As jy 'n talent het, bid vir daai persoon en lê hande op hulle. As dit 'n begeerte in hulle hart is om iets wat jy het te wil hê en hulle vra die Here daarvoor, hoe dink jy gaan hulle dit kry as jy nie gaan hande lê op hulle nie en vir hulle bid daarvoor? Dis 'n oordrag van 'n gawe wat moet gebeur. Ja, daar's sekere goeders wat ek ook glo die Here alleenlik vir jou kan gee. Maar daar's ander dinge wat jy vir ander kan gee. So sê iemand in jou kerk is goed daarmee om te bid vir die siekes, maar as jy bid vir die siekes voel dit of daar niks gebeur nie. Gaan na daai persoon toe en vra vir hulle, sal jy jou talent en jou gawe met my deel? Sal jy jou olie oor laat loop op my, dat dit my ook aanraak? Want ek wil ook graag mense bereik so. En as dit God se wil is, sal jy dit ontvang. Maar moenie altyd sê, maar dit is nie God se wil nie. As jy nie eers gaan probeer om te vra daarvoor nie, moenie sê dit is God se wil dat jy dit nie het nie. Ons het nodig om die oesveld groter te maak. Of nee, ekskuus, nou sê ek dit verkeerd. Ons het nodig om die oeswerkers meer te maak vir die groot oesveld. Want die oes moet inkom. Dit gaan nie verander nie, die oes moet inkom. Maar dit gaan nie gebeur as die werkers nie daar is om die werk te doen nie. So ek los julle vandag met daai gedagte. Deel jy jou talent of nie? En ook, as iemand dit nie waardeer nie, of hulle wil jou nie in hulle lewens sê nie, of hulle sien nie die waarde in jou nie, dis okay. Dis nie die einde van die wêreld nie. Dit beteken nie jy is 'n mislukking, of jy het nie gedoen wat die Here van jou verwag het nie. Skud die stof van jou voete af, beweeg aan. Daar's ander mense wat ook 'n woord nodig het. Daar's ander mense wat uitroep na die Here en vra, Vader, stuur iemand na my toe met 'n woord. Stuur iemand vir my wat kan kom bid vir my vir genesing, want ek het nie die krag in myself om dit te doen nie. Ek sal op 'n ander keer, 'n ander geleentheid meer met julle deel oor my laaste 4 maande van 2024. Daar was groot goed wat met my gebeur het, groot verandering wat in my lewe plaasgevind het, en daar's 'n getuienis wat ek graag met julle sal wil deel, maar dis nog nie tyd daarvoor nie. Sodra die tyd aanbreek om oor te praat, dan deel ek dit graag met julle elkeen. Maar tot ons weer gesels, wees geseënd in die naam van Jesus. Hy's lief vir jou. Hy's so lief vir jou en hy's so trots op elkeen van julle wat na die boodskap luister. Hy wag. Hy's so opgewonde oor jou, maar hy wag om te sien, wat gaan jy doen met dit wat hy vir jou gegee het? Gaan uit en gebruik julle talente en seën ander daarmee ook.